Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is vandag hier so by Vrede Agri, aka Klaas op Vrede. Hulle het 'n nuwe werkswinkelbestuurder gekry en hulle streef om vir jou die beste diens op die einde van die dag op die plaas te lewer. Ek praat hier met Leon Meyer. Hy gaan my meer verduidelik, net so 'n bietjie agtergrond oor hom. En hoe sien hy die dinge en hoe gaan hy vir jou plaasware te versoek? Ons luister. Leon, hoe lyk dit? Môre Tjubie, goed en self. Ja, doodstil, rustig. Mooi. So, eerste vraag, hoe's Vrede? Ja, lekker. Dit is 'n nuwe uitdaging vir my. Lekker klein dorpie, maar baie lekker mense, baie vriendelik. So nee, dis baie lekker tot dusver. Nou, sê vir my, voor jy nou aangesluit het as werkswinkelbestuurder hierso, as ek dit reg verstaan, jy het self geboer ook, watter areas min of Ja, meer? ek was daar tussen Vogwel en Potchefstroom. Ja. So ons ken daar die boerdery agtergrond, so ek is nou net aan die ander kant gegooi. Nie die boerdery kant nie, maar ja, die kant van die hoe sal ek sê, die landbou. Ja. Nou, maar ek meen, dit is vir my as boer is daai baie belangrik, want dit beteken jy het ook darm al gesukkel in jou lewe, nee? Ja, ons het al gesukkel en ons het al 2 keer gery vir parte en daai klas van dinge, so nee, ons ken dit. So dit is baie belangrik, veral by Vrede Agri. Dis nou maar ons mikpunt, dis om goeie dienste te lewer. Naverkope diens, dis maar die belangrike deel. Om 'n trekker aan 'n ou te verkoop en 'n boer, dis baie keer maklik, maar dit gaan oor die na die tyd. Hoe is die diens? Dit is die belangrike ding. Is parte beskikbaar en hoe vinnig en wil nie 2 keer ry nie, daai klas van dinge. En ek neem aan jou horlosie werk ook nie, nee? Ja, nee. Ons ken daar in dit van die boerdery af, daar sê horlosie nie, moenie op jou horlosie kyk nie. Dis wat ons nou vir hierdie man ook probeer leer is. Moenie op jou horlosie kyk nie, moet maar werk. Nou, sê vir my Vrede Agri, wat se produkte lewer julle alles vir die ouens? Nee, ons is maar op die Klaas oorspronklik. Ja. Klaas, ons het Revaro, ons het die deurtrekkers. So Revaro, dis nou hierdie grondverskywingstoerusting tot daai ene ook as ek nou lus is om jy wil grou vinnig, dis baie maklik. Ja, dan is dit die Revaro's. Dis maar die stroopers, die trekkers op die Klaas. Ek sien julle doen die Carotec inline rippers ook. Carotec inline rippers. Ons is op die Starra, op die strooiertjies, die spuite, die deurtrekkertjies en dan is nog nie 'n plantertjie nie, maar ons is op die molens en planters en op die kering of tafels. Okay, en dan grondbewerkingstoerusting? Ja, ons is op die bednar, ons doen bednar, staan nie buite enetjie. Ons doen bednar, die ripper, die bytelploeg en dan die hoëspoediste van hulle ook, ja. Okay, en dan sê vir my hierdie stroper hier agter jou, hy's nou besig om gepedie te word dat hy kan uitgaan. Ja. Maar jy onlangs was jy nou gelukkig genoeg om nou 'n bietjie die Klaasfabriek te gaan besoek en al daai lekker nommers. Sê vir my, wat is jou ervaring? Wat dink jy van die brand en wat hulle doen, hoe hulle die goed in mekaar sit? Ja, ek was bevoorreg om so 2 weke terug was ons in Duitsland en ons was juis in die fabriek van die stropers en dan die nuwe Zerions. Maar dit is ongelooflik, ja, daai tegnologie wat hulle daar gebruik en die vakmanskap wat daar toegevoer word en uitgevoer word, dit is regtig iets om te beleef. En dis nou lekker om hierdie Klaas stroper ook hier te gehad het, om te gesien het hoe hulle daar uitkom. Dit is iets om te ervaar. En ek dink vir die toekoms vir Klaas is dit regtig, ek dink daar's iets in die broei en dit is iets wat voor lê vir die Klaas in Suid-Afrika. Ek dink dit was iets wat gaan voorkom en mooi kom al. Nou, ek was nou nie in die Duitsland fabriek gewees nie. Ek was in die Franse fabriek gewees waar hulle die trekkers maak, nee. Ons was ook daar op die laaste dag. Daar by Le Mans. Yes. Een ding wat my opgeval het was die aantal tyd en effort wat hulle insit in terme van kwaliteitsbeheer, daai kontrole, seker te maak dat wanneer daai ding op die einde van die dag by daai fabriek uitry, hulle menslik alles moontlik gedoen het om seker te maak dat daai ding reg is. Dit wat ek nou ook ervaar het, as daai ding daar uitgaan, is hy eintlik klaar gepedie. Daai ding hy's amper op 2-3 ure getoets voor die tyd dat hy's reg. Hy's 100%, alles loop. Hy hoef amper nie eens te gepedie word die kant nie, maar ons doen dit nog juis want hy kom op die skip goed. Ander wiele word baie keer opgesit vir vervoer hierdie kant, maar ja, hulle is op dit. Hulle weet wat hulle doen daarso. Okay, enige mekanisasie besigheid. Alles kom eintlik maar terug. Kyk, die salesmense kan hom ons maar verkoop. By die eerste een kan hulle verkoop, maar die tweede een moet jy verkoop, nê. Nee. Sê vir my, hoekom moet ek by Vrede Agri 'n ding koop? Hoe gaan jy my uitsort?
Ja, dit gaan maar oor die naverkoopdiens. Ek wil nie hê die boere moet staan nie. Ons weet hoe gaan dit, daar's groot oeste op die lande. Jy praat van groot insetkoste en goeders. So dit is belangrik as die byvoorbeeld die nuwe stripper uitgaan. Hy moenie staan nie. Dit is die groot ding en ek is daar om dit te voorkom en pa te staan vir dit en ja, die naverkoopdiens is 'n belangrike rol. Hy moet loop, hy moet werk. Hy is nie daar om te gestaan te word nie. Right, dit is Leon Meyer hier van Vrede Agri. Okay, so nou weet jy, daar's jy wat jy gaan uitsort, as daar enige issues is. Ja, hy's nog jonk, lus vir hierdie besigheid en soos hy sê, self in die boerdery besigheid, so hy verstaan waaroor dit gaan en daar's die tyd die pappa. So, is linkie bo hier onder, as jy belangstel kom met hulle in kontak of kom draai sommer net hier en sê vir Leon hulle. So dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.